Goeiemôre graad 3's. Vandag gaan ons oor Suid-Afrikaanse musiek praat. Suid-Afrikaanse musiek is baie spesiaal, want dit kom van verskillende plekke af. Dit is soos 'n lekker koek. Die verskillende bestanddele is wat die koek lekker maak. Kom ons sien. Musiek van Afrika af is gemaak uit kort, basiese herhaalde dele. Dit is hoekom dit verskillend is van die musiek in baie ander plekke in die wêreld. Die mens van Afrika glo dat musiek moet gebeur in verband met dit wat mense gelukkig maak en beskerm. Hulle glo dat musiek is 'n belangrike deel van geboortes, troue en afsterwing. Baie Suid-Afrikaanse mense glo ook dat musiek 'n skakel is na God en hulle voorvaders. Voor Afrika gekoloniseer was, het die Khoisan en die Khoikhoi mense van Suid-Afrika hulle eie musiek gemaak, met die instrumente waaroor ons laasweek geleer het. Hulle sing en chant terwyl die ander mense dans en speel op die instrumente. Kom ons luister na 'n bietjie Khoisan musiek. Jare later het die Duits en die Britse van hulle eie lande gekom en Suid-Afrika oorgeneem. Hulle het hulle eie musiek gebring. Hulle het verskillende instrumente en musiekstyle gebring, instrumente wat nou in 'n orkes of marching band gaan wees. Die Wes-Christelike seendelinge het ook nuwe musiekstyle gebring, soos koorsang. 'n groot bestanddeel in Suid-Afrikaanse musiek was apartheid. Die regering het gesê dat blankes en mense van kleur kan nie saambly nie en die wit mense het beter werk en blyplekke gekry as die mense van kleur. Die mense van kleur moet in die townships buite die stad gaan bly. Dit was in hierdie townships waar die lewe was moeilik en onregverdig. Maar hier het die mooiste musiek uitgekom. Die mense het saamgekom om 'n welvarende musiekstyl te skep. Hierdie styl was gebaseer op tradisionele musiek en die nuwe jazzklank wat uit Amerika gekom het. Van die tipiese Suid-Afrikaanse musiekstyle was Kwela en Marabi. Kwela is 'n mengsel van tradisioneel Afrika klanke en jazz en maak gebruik van 'n pennywhistle en 'n snaarinstrument soos 'n banjo. Die banjo was amper altyd gemaak deur die musikant. Hulle het dit gemaak uit wat hulle in die townships kon vind. Die pennywhistle was 'n goedkoop instrument met 'n baie mooi klank. Die musiek was upbeat en vriendelik en elke lied mag gebruik van herhaling van 4 musiekfrase. Kom ons luister na 'n tipiese Kwela liedjie. Kwela het eintlik uit Marabi gekom. Marabi het ook van jazz en ritme van Afrika oorgespring. Die musiek was gespeel om die mense van die gemeenskap na die shebeens te kry. Die herhaling in die musiek het seker gemaak dat die mense kon kuier en dans, al het hulle nie die liedjie geken nie. Hierdie musiek het die gemeenskap saamgebring, terwyl hulle lewens so vol hartseer en onregverdigheid van die regering is. Kom ons luister na 'n bietjie Marabi musiek.